Amen, amen. Prys die Here. Vader, dankie dat ons die woord kan oopmaak, Here Jesus. Die ons kan bedien vanoggend, Vader, met wat op die hart is. En Here, ek staan in afhanklikheid voor U en voor die gemeente, Vader. Dankie, Heilige Gees, dat U die woord aan ons sal bedien. Dat dit op goeie grond sal val. Ons loof en prys U naam, Jesus. Amen. Julle, hierdie was 2 baie moeilike weke gewees. Ek dink emosioneel, jy Waldo het laas gesê, mense het nie woorde nie. En jou verwerking met die hartseer van Zack se dood, jy sit, hoeveel keer sit ek voor die Here en ek vra vir die Here, jy weet, ek wil verstaan, en is moeilik. Maar een ding het ek net opnuut besef in hierdie hele tyd, wat die Here my terugbring. Hoe ontsaglik belangrik die opdrag van die Here aan ons is, to abide in Him. Want net hy is die herder, net hy is die ene wat vir ons kan begelei en kan lei deur hierdie soort trauma en hartseer. Net hy het die vertroosting. Net hy het die vermoë om 'n stikkende gesin weer te laat vorentoe gaan. Net hy is waarlik ons veilige vesting en ons rots, op wie ons lewens kan bou. In hierdie tyd het ek net een ding besef, ek het in myself niks. Al wat ek het, is wat hy my gee. En daarom sy oproep aan hierdie gemeente in hierdie tyd. Bly in my. Bly in my. Ons het nodig om in Jesus te bly, om te kan vorentoe gaan. So vanoggend wil ek verder kyk na hierdie baie belangrike saak van abiding, en ek wil stil staan by die baie bekende woorde van Johannes 15 vers 7. So ek preek een versie vandag. Dis 'n nuwe een vir my. Daar staan: As julle in my bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Nou, ons is geneig om hierdie versie te onthou vir die volgende woorde: Vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Jy sien, dis die deel waarvan ons regtig hou, is daai blank check ene. Dit dink jy, ek kan vir Here enigiets vra en hy gaan dit vir my gee. Daar's mense wat so ernstig oor daai stukkie woorde is, hulle bou kerke, hulle bou teologie rondom dit. Dis noem die prosperity teologie. Ons hou daarvan, want dit beteken, Jesus gaan vir my alles gee, wat ek wil hê. En ja, my vorige boodskap het ek genoem, dat Jesus is die een wat vir ons die deur oopmaak, tot die rykdom van die hemele, wat ons lees in Efesiërs 1 vers 3, hy is die een wat ons deelnemers maak daarvan. Maar, en hier's 'n baie belangrike maar, en dis waar ons vanoggend wil praat, en waarna ons wil kyk vanoggend. Vrylike deelname aan die rykdom van die hemele, het 'n baie duidelike vereiste. Daar is die kort baie nie. As julle in my bly, eerste vereiste, ons het al daaroor gepraat, maar hoor die volgende een. En my woorde in julle bly, hoor jy daai vereiste. Nou om die woorde van Jesus in ons te laat bly, dit raak die oop deur tot die rykdom van die hemele, om te wandel en te leef in jou koninkryks erfenis, as my woorde in jou bly.
Ek sien daar is 'n kernfondasie en dis die standaard van lewe waartoe Jesus ons roep in hierdie opdrag van abiding. As my woorde in jou bly. So om hierdie saak te verstaan, moet ons eers kyk, wat beteken dit as Jesus sê, my woorde moet in jou bly? Nou, een van die basiese betekenisse van hierdie Griekse woord, wat vertaal is as bly of remain of abide in Engels, sê basies dat jy vertoef op 'n plek. En jy maak daai plek jou tuiste. Dis nie 'n vinnige in en 'n uit nie. Dis 'n plek waar dit jou tuiste raak. Jou woonplek. 'n Plek waar jy is. Nou Jesus sluit vir ons in hierdie Johannes 15 vers 7 en hierdie vers is baie belangriks oop rakende die hele saak van abiding. Jy sien maar die loot kan nie uit homself lewe genereer nie, al is hy binne in die wingerdstok. Die loot het nie die vermoë om lewe te genereer nie. Jy sien, dit is teenstrydig met wat die wêreld ons leer. Die wêreld wil ons leer dat jy moet perform. Maar die loot kan nie uit homself lewe genereer. Want sê Johannes 10 vers 10, Jesus het gekom om wat te doen? Om lewe te gee. So Jesus is en bly die gewer van lewe. Hy alleen kan die lewe gee. Maar wat die loot moet doen, is die loot moet hierdie lewe uit die wingerdstok neem. Die loot moet die lewe gaan haal uit Jesus uit. Die loot moet die lewe opneem wat vrylik aan hom gegee word. Daar's iets wat daar moet gebeur in daai koneksie, die koppelpunt. Iets wat in daai koneksie, vrylike lewe, Jesus het gekom om lewe te gee, so dis 'n oop deur van lewe uit Jesus Christus. Maar is die ding, die loot moet daai lewe opneem. Daar's iets wat moet gebeur. Johannes 1 vers 4 sê dat in hom wat die wingerdstok is, hom wat Jesus is, in hom was lewe. En die lewe was die lig vir die mense. So hierdie lewe wat ek opneem uit Jesus, uit die wingerdstok uit, dit word die lig binne in my. En soos Matteus 5 vers 16 sê, hierdie lig moet ek nou laat skyn voor die mense deur my dade. Jy sien, wanneer ek die lig wat Jesus gee, wat in hom is, wanneer ek daai lig laat skyn, nadat ek dit opgeneem het uit die wingerdstok uit, en die lig kom in my, en ek laat dit skyn voor die mense deur my dade, dan is dit die vrug wat die loot dra. En dit is waarna die Vader, die tuinier kyk, en hy kyk na sy wingerd en hy sê, wat se lote dra vrug? Met ander woorde, wat se lote het die lewe gaan haal uit die wingerdstok uit? Want al daai lote was in die wingerdstok gewees. Maar hy gaan en hy gaan vra, en hy kyk en hy sê, wat se lote het die lewe gaan uithaal wat aan hulle beskikbaar is? En hy het die vrug gedra. Jy sien, Jesus is en bly die lig, in hom is die lig. Walde het laasweek 'n kosbare boodskap gehad oor Jesus wat die lig is, en wil sê, gaan luister dit weer. Ek gaan nie verder praat oor die lig nie. Maar in Jesus is die lig. En deurdat ek die lewe uit hom gaan haal, kom die lig in my, om deur my tot by die mense te kom. Nou in Johannes 1 vers 1 sien ons dat Jesus Christus is die woord. Nou moet ons ore begin spits. Jy sien, Jesus is die woord wat vlees geword het. So Jesus Christus is die woord. So basies sê Jesus in Johannes 15 vers 7 dat die lewe wat die wingerd wat jy opneem as loot uit die wingerdstok uit, hierdie lewe
neem jy op uit die woord? Laat daai net gou 'n bietjie vir jou vasmaak in jou kop. Hierdie lewe wat ons uit die wingerdstok, is nou maklik om te praat van 'n wingerdstok en 'n loot, ons is mense. So dis daai prentjie wat nou daar afspeel, nou bring ons dit nader. Jesus is die woord. En hy sê die lewe wat jy uit die wingerdstok uithaal, kom haal jy uit die woord uit. En daarom het hy hierdie vereiste vir ons gestel, dat sy woord in ons moet bly. Want daar's lewe in sy woord. Jy sien, die woord van Jesus is die bron wat vir ons lewe gee. Daar is nie 'n ander bron wat vir ons lewe gee nie. Ons kan nie lewe genereer uit onsself uit nie. Maar Jesus het vir ons sy woord gegee. Hy het aarde toe gekom as die woord van God, om lewe te gee as die woord van God. En ons het die onsaglike voorreg om die woord van God in die vorm van 'n Bybel in ons hande te hê. En dis die bron van lewe, wat vir ons die lig gee in ons, wat by die mense moet uitkom. Maar hier's die ding, vir hierdie Jesus lewe om te vloei vanuit die wingerdstok, tot by my, deur my, tot by die mense, waar dit manifesteer in 'n vrug voor die mense, moet sy woord 'n tuiste vind in my. Sy woord moet bly in my. Sy woord moet teenwoordig wees in my. Dis nie 'n boek wat iewers lê in jou huis nie. Dis nie 'n boek met mooi stories in nie. Dis die lewende woord van God, die bron van lewe, wat lig kan bring by ander mense. Besef ons werklik die grootheid, besef ons die waarde, besef ons die skat, besef ons wat ons het in die Bybel. Besef jy wat 'n Bybel nou oop op jou skoot het. Besef jy daar lê, dit kry jy die idee van 'n radioaktiewe lewende ding. So kragtig is daai woorde. Nie in die letters nie. Letters is dood. Maar in die woord, ons gaan net daarby uitkom. Maar die Bybel is 'n container, 'n houer vir die lewe. Maar as jy hom nooit gaan oopmaak nie, gaan jy nie by die lewe uitkom nie. Jy sien wat so hartseer is, daar ver, is daar soveel mense wat hulle lewens waag, en sommige wat wel met hulle lewens betaal, net om 'n stukkie van die woord te kan kry in hulle eie hande. En weet wat hartseer? In baie van ons huise lê die woord iewers, of op jou selfoon, en stof opgaar. En nie net, miskien een nie, miskien in 'n paar vertalings, sommer in 'n paar weergawe. Want is maklik, ons het die Bybel maklik gekry. Omdat ons hom maklik gekry het, julle het vir ons 'n groter verantwoordelikheid gegee, want ons ander mense daar ver wat hom nie maklik kry nie. Maar joh, daai stukkie wat hulle kry, is vir hulle soos die kosbare parel, die kosbare skat, en dis wat hulle met die woord doen. En hulle vind die lewe. Hoe wil ons die lewe ervaar wat Jesus gee? Hierdie rykdom van die hemele, as ons die woord nie 'n tuiste gee in ons lewens nie. Is ons okay daarmee? Om maar net aan te hou lewe, so gewoon, terwyl Jesus sê, ek gee vir jou die rykdom van die hemele. Weet dat dit is ons erfenis, waar ek laas gepraat het, om te kan sê wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus, staan op en loop.
Jesus het nêrens gesê ek kanselleer daai werking nie. Maar daar's 'n vereiste. My woorde moet in jou bly. Hoor dit sê Jesus in Johannes 6 vers 63. Dit is die gees wat lewend maak, net die gees. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is gees en is lewe. Jesus het dit self verklaar, hy het dit vasgemaak, sy woorde is gees en sy woorde is lewe. En Jesus maak hier 'n baie duidelike punt, dat die Heilige Gees is die een wat in en deur die woord van Jesus werk. Om die lewe wat in die wingerdstok is, wat in Jesus is, aan ons as die lote oor te dra. Maar hy werk deur die woord van God. Want sê Efesiërs 6 vers 17, die swaard van die Gees, dit wat deur die Gees met krag werk, is die woord van God. Die gevaar is dat ons die werking van die Heilige Gees uit die woord gaan haal en ons gaan sit dit op iets anderste. En dan maak jy jou oop vir baie gevaarlike dinge. Want jy kan so besig raak dat jy later besef, maar jy is nie meer eintlik besig met die Heilige Gees nie. En ek dink, dit is bitter belangrik dat ons op die plek kom, dat ons die Heilige Gees wil laat werk deur die woord. En jy sal sy krag ervaar. Jy sien, die Heilige Gees is die een wat die woord vir ons oopbreek. Hy is die een wat die woord vir ons openbaar. Hy is die een wat ons leer. Dis nie ek nie, dis nie Walden nie, dis nie ons aan mekaar nie. Dis die Heilige Gees. Jy sien, wanneer jy die woord gaan oopmaak, wag daar 'n kragtige ontmoeting met die Heilige Gees. Maar jy sien, dan word ons geleer, ons soek 'n ervaring van die Heilige Gees. Signs and wonders, dan het ons te doen met die Heilige Gees. Kom eers op die plek wat jy 'n absolute ervaring met die Heilige Gees in die woord het. Signs and wonders will follow where it is needed to glorify God before the people. Maar vir my en jou wag daar 'n absolute ontmoeting met die Heilige Gees in die woord van God. Geen fiksieboek, geen ander boek kan dit doen as die woord van God nie. Johannes 6 in vers 13. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal julle in alle volle waarheid lei. 1 Johannes 2 vers 27. Maar wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En daarom hoef niemand julle te leer nie. Maar omdat sy salwing julle alles leer, die Heilige Gees. En omdat dit die waarheid is en nie 'n leuen nie, bly in hom soos hy julle geleer het. So met ander woorde, al kry jy die wonderlikste lering van die Heilige Gees self uit die woord uit, bly die opdrag dat hierdie lering van die Heilige Gees in ons moet bly en ons moet daarin bly. Hierdie lering wat die Heilige Gees vir ons gee, kan ons nie net hoor nie. Ons moet dit 'n tuiste gee in ons lewens. Dit moet begin leef binne in ons. Jy sien, om baie te weet van die woord, om baie kennis te hê van die woord, beteken nie dat jy leef in die woord en dat die woord in jou leef nie. Ek kan die wonderlikste teoloog wees, met jare se opleiding, met baie kennis, en baie redenasies. Jy kan debatte wen, wat ook al, maar dit beteken nie jy leef in die woord nie, en dit beteken nie dat die woord leef in jou nie.
In Markus 1 vers 21 en 22 beklemtoon dit eintlik so mooi. Daar staan, hulle het in Kapernaum ingegaan en op die Sabbat het Jesus dadelik die sinagoge binne gegaan en begin leer. Hulle was verwonderd oor sy lering, want hy het hulle geleer soos iemand met gesag en nie soos die skrifkenners nie. Jy sien, Jesus, wat die woord is, het die skrif in hom gehad. Die skrif het in hom geleef, want hy is die woord. Dit was die realiteit van wie Jesus is. Die woord het in hom geleef. En daarom het die mense wat sy lering aangehoor het, die lewe wat in sy lering is, ervaar as 'n gesag wat iets in hulle lewens gedoen het. Maar aan die ander kant was die skrifkenners. Ek sien dit altyd as hierdie ou oomies, wat jare is al wat my hulle gedoen het, is die skrifte geken. Aan die ander kant sit die skrifkenners. Al die tyd in die lewe gehad om die skrif te ken. Maar die skrif het nie in hulle geleef nie, en hulle het nie in die skrif geleef nie. En daarom het die mense wat hulle aanhoor, nie gesag ervaar nie, hulle het nie die lewe ervaar vanuit daai lering nie. Want die skrif het nie 'n tuiste gehad in die skrifkenners se lewens nie. Gaan ons terug bietjie na Openbaring 3 toe. Ek gaan ons alweer met Laodicea. Ek wil net 'n punt bewys daarso. Ons het in Openbaring 3 het ons gekyk na Jesus se brief aan die gemeente van Laodicea en ons het gesien dat hierdie gelowiges het basies geleef uit hulle eie vermoë om rykdom te genereer. So hulle het basies geleef met hierdie doel voor oë om welvarend te wees. Soveel so dat hulle op 'n plek gekom het wat ons lees in Openbaring 3 vers 17 wat hulle sê, ons het nou aan niks gebrek nie. Hulle het hulle doel bereik. Hulle het finansiële sekuriteit, hulle het gemak, maar wat hulle ook het is ongelukkig het hulle 'n onafhanklikheid van Jesus bewerk. Want soos wat hulle aangaan met hulle lewe, binne staan Jesus buite die deur. Wat 'n gemors van 'n lewe. Jy sien hulle dink in hulle finansiële welvaart wat hulle bewerk het, dat dit is die rykdom van die hemele waarin hulle leef. Maar hulle mis die punt totaal en al, want die koneksie met die bron is buite die deur. Maar die punt wat ek eintlik hierdeur wil maak, is dit waaruit jy leef. Dit wat jou bron is, dit wat jou motivering is, dit raak dit waarvoor en waarna toe jy leef, dit wat jy voor oë kry. So vir hulle was dit geld, hulle het dit gemaklik gehad, hulle het besigheid gedoen, dit was die bronne uit hulle kennis om geld te genereer en al die ding, met die doel voor oë om welvarend te wees, om te kan kom op die plek om te sê, ons het niks meer nodig nie. Dit was hulle. So die punt wat ek hier wil maak is, jou bron waaruit jy leef bepaal waarna toe en waarvoor jy leef, dit wat voor oë is. Daarom as jy jou lewe gaan opneem, werklik waar, uit die woord van God, as hy werklik waar jou bron gaan wees, gaan jy vra, terug by daai vers van Johannes 15 vers 7, dan gaan jy vra wat in lyn is met die woord. Dit wat kom uit die woord uit. Jy sien, dit is wat dit beteken, wanneer jy werklik waar leef met die woord wat in jou bly. Dis so voor oë, dis so die prioriteit en die fokus van jou lewe, dat dit wat jy vir Jesus vra, is in lyn met sy woord. Dis daai plek wat ons werklik eers bereik, wat ons vra vir die siele, wat verlore gaan. Dat ons vir die Here vra om die wêreld te bereik. Want jy kan gaan vra, dit help nie, jy sê jy leef uit die woord en dan gaan vra jy vir die Ferrari wat jy graag wil hê nie. Die vlees en die gees is in oppositie met mekaar. En daarom sê Jesus, met vrymoedigheid sê hy, jy kan my enigiets vra en ek gaan dit vir jou doen, maar
as my woord in jou bly. Want hy weet, as jy werklik in die volheid van daai waarheid leef, dan gaan dit wat jy vra 'n motivering wees wat uit sy woord uitkom. Want die ander dinge gaan nie meer belangrik vir jou wees nie. Jy sien, dit is werklik as ons eers op daai plek bereik, wat ons werklik waar so uit die woord leef, dat jy die plek bereik van Galasiërs 2:20. Wat jy in die realiteit van wat met jou gebeur het begin leef, wat jy werklik leef in die wete, in die realiteit dat jy dood is vir jouself, jy's dood vir die vlees, jy's dood vir die wêreld. Maar dat jy nou vanuit Jesus leef, deur hom en tot hom. Wanneer ons werklik eers op daai plek kan kom om te kan sê, to live is Christ and to die is gain. Ek is nog nie op daai plek nie, kan my vrymoedigheid sê. Hierdie afgelope boodskappe stoei ek geweldig met die Here, want hy laat my goed preek, wat ek eers moet hoor. Maar ek besef, ek is nie die enigste een nie. Kan ons werklik sê, to live is Christ and to die is gain? Jy sien, dis 'n radikale oorgawe waarna Jesus ons roep in hierdie tyd, in hierdie lewe. Die kerk van Jesus is vuil. Die kerk van Jesus is vol kompromie, is vol van die wêreld. Ons is besig met ons eie dinge, selfish ambition. Ons bou ons koninkrykies binne in sy koninkryk. En Jesus roep ons vir 'n radikale oorgawe. Ons nie meer 'n middelweg nie, 'n radikale oorgawe. Maar dit alles begin met die woord van Jesus in ons lewens. As jy gaan kies om te abide in Jesus, en jy gaan kies om lewe uit hom op te neem, dan gaan jy moet kies om sy woord 'n tuiste in jou lewe te maak en te gee. Want dit is sy standaard. Dit is sy vereiste wat hy daar gestel het. Jy sien, want Jesus het met sy hele lewe betaal. Die duurste prys ooit, sodat ons hierdie lewe kan hê, maar ons moet dit gaan haal uit hom. So kom ons staan gestil by die konsep van die woord wat 'n tuiste in ons moet hê. Kolossense 3:16 sê, laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. So wanneer die woord 'n tuiste in jou het, beteken dit die woord woon in jou. Hy is woonagtig, hy's aktief teenwoordig, hy is daar, hy's gemaklik in jou, hy's tuis in jou. Jy ken die verskil tussen om 'n inwoner van jou huis te wees, 'n bewoner van jou huis en 'n besoeker by iemand anders se huis. Dis wat dit beteken wanneer die woord met 'n bewoner, 'n inwoner van jou lewe raak. Dis wanneer die waarheid van die woord aktief in die voorgrond van jou gedagtewêreld leef. Jy vergeet dit nie. Dit konfronteer jou heeltyd in elke dingetjie. Dit praat met jou. Daar's verhouding. Dit word die waardesisteem waarin jy leef. Dit transformeer en verander dus jou lewe. Want dit leef in jou. En omdat dit leef in jou, vloei dit oor jou lippe. Wie van julle ken vir Tannie Lynn, wat in Sandpaai bly, Tannie Lynn Burger? Doen jouself 'n guns. En gee haar 'n oproep hê. En sê net vir haar hallo. En dan gaan die woord begin vloei. Sonder skrifverwysings, dit vloei net. Ek staan verstom dat die woord so kan vloei oor iemand. Wie hoekom? Want die woord is tuis in haar lewe. Maak nie saak wat se storm haar kant toe kom nie, vloei die woord weer.
Dis wanneer die woord werklik leef in ons. Om die woord te laat leef in ons is nie om 'n preekie of iets voor te berei nie, dis nie dit nie. Dis 'n aktiewe deelname in ons lewens. Om te kan sit in 'n besigheidsvergadering en 'n woord te kan quote uit die skrif uit sonder 'n skrifverwysing as die wysheid wat nodig is in daai saak. En daar vloei die lewe. Dis die woord wat vir ons gegee, dis die swaard van die Gees. Jakobus 1:21 sê, doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei, en ontvang die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Jy hoor ons twee goed. 'n Woord wat geplant moet word en ontvang moet word. Maar die plant is voor jy ontvang. Dit voel al vir ons vreemd. Dit voel eintlik ons moet hom eers ontvang en dan plant. Hy sê jy moet die woord wat in jou geplant is, moet jy ontvang. So die woord moet eers geplant word in jou. Hy moet vastigheid in jou gedagtewêreld kry. Heel eerste. En al hoe dit gebeur, is wanneer jy begin mediteer op daai woord, wanneer jy dit begin bedink en oordink en nadink oor dit. En jy kry dit in die voorgrond van jou gedagtes. Nou is die woord geplant in jou. Dawid sê, op die woord mediteer ek dag en nag. Hy het dit verstaan. So jy woord word geplant deurdat jy daarop dit bedink. Kom in die voorgrond van jou gedagtes, maar dit stop nie daar nie. Nou sê Jakobus verder, hy sê, hierdie woord wat nou geplant is in jou, jy moet dit nou kan ontvang in jou lewe. Om iets te ontvang beteken jy verwelkom dit. Want jy kan nou mediteer op hierdie woord, jy kan sit in jou gedagtewêreld en is nog net kennis, né? Dis kennis. Maar wanneer jy hierdie kennis verwelkom in jou lewe, gee jy die kennis die reg om heerskappy in jou lewe te voer. Skielik gaan hierdie woord nou heerskappy kom voer in jou lewe. Skielik gaan jy onder die gesag van hierdie woord inkom. En wanneer daai woord verwelkom is en heerskappy gegee word in jou lewe deur jou, dan gaan hy met krag begin werk in jou. So 'n geplante woord moet verwelkom word. Dit moet 'n tuiste gegee word. En wanneer dit 'n tuiste gegee word, wanneer dit verwelkom is in jou lewe, dan begin jy daarin lewe. Dis nie meer net kennis nie. Kennis kan jy weer maklik oordra sonder om aan te lewe. Maar wanneer die geplante woord verwelkom het, dan begin jy daarin lewe. Met ander woord, 'n geplante woord wat ontvang word, is 'n woord wat prakties uitgevoer word. Soos Jakobus 1:22 sê, wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Jy sien, as ons net die woord laat ontvang en ingeplant word, kan ons onsself mislei. En ons doen nog in elk geval net wat ons wil. Maar om te kan kom op 'n plek dat jy regtig die woord begin uitvoer in radikale lewe, moet jy hom eers ontvang, jy moet sy gesag verwelkom in jou lewe. So die groot vraag vanoggend is, hoe tuis is die woord van Jesus werklik in ons lewens? Jy sien, ons lewe in 'n baie besige tyd, alles is vinnig, alles is veel eisend. Die lewe is eintlik in baie opsigte net oorweldigend. Dalk is dit net myne, maar ek glo vir ander ook. Die lewe is woes op hierdie stadium en ek dink nie dit gaan ooit kalmer raak nie. Jy sien, in hierdie kultuur van consumerism waarin ons leef, wil ons dinge vinnig en maklik hê. Hoekom? Want tyd is beperk. Vra vir die ma's, hulle veral weet dit. Tyd is beperk. So dinge moet vinnig en maklik kom. Jy weet, dis takeaways hierso en is 'n happy daarso en alles te kroon, dan kom stop 60 voor jou voordeur, alles mooi verpak met wat jy wil hê. Want tyd is min, dit spaar my tyd. Dis hoe die lewe nou is. Maar die hartseer en die gevaar is, ons verval in dieselfde patroon met die woord.
Jy sien, ons voed onsself met iemand anderste se gedagte vir die dag versie. En dan voor die son sak het ons al klaar weer daai versie vergeet. Want hy was dalk geplant, nooit verwelkom in jou lewe nie. Maar dis ook oké, want môreoggend groet YouVersion jou weer met 'n nuwe, sy nuwe versie as gedagte vir jou dag. Baie funny, maar dis dan die gedagte vir die dag vir almal. Hy het dit besluit. En hy doen dit nog vinniger as 60-60 ook. Julle, op ernstige vlak, as dit is hoe ons lewe met die woord, is ons besig om die woord soos 'n besoeker in ons lewens te akkommodeer, vir 'n vinnige kuiertjie. Nie 'n inwoner nie. Nie 'n inwoner wat 'n tuiste vind in ons lewens nie. Maar die woord is 'n besoeker vir 'n vinnige kuiertjie. En dan moet hy weer gaan, want ek het ander goed om te doen. En dit is nie hoe die woord in sy rykdom in ons 'n tuiste vind en kom woon nie. Nou hoor gaan my hart. Daar's niks fout met 'n gedagte vir die dag versie nie. Ek preek nie teen dit nie, maar wat ek eintlik die punt wat ek wil maak is, daar is soveel meer. Hanlie het vanoggend op hierdie verhoog het kom staan, en ek het net gesmaal geweet, dis eintlik wat die Here vir gesê. Hy wil met ons elke een sy gedagte vir jou dag, wat anders te lyk as my dag, hy wil sy gedagte vir jou intiem kom gee uit sy woord uit, sodat dit krag kan hê in jou lewe. Hy hou nie daarvan om sy glorie te deel met ander nie. Daar's 'n standaard wat lê en wag vir ons, 'n uitnodiging wat lê en wag vir ons, dat Jesus ons wil ontmoet op daai taal wat ons elkeen praat, uit sy woord. En hy ken daai taal want hy het dit in ons kom plant. En hy wil jou ontmoet. Dit is die mooiste ding, wanneer jy dieselfde skrif daar sal sit en jy en elke een gaan sit met Jesus met daai skrif, die rykdom wat jy daar uitkry. Dis amazing. So wat ek wil hê is jy moet ervaar die beperking wat ons plaas as ons net leef van iemand anderste se ervaring met Jesus oor 'n stukkie vers. En nou wil ek dit myne maak. Dis so 'n tweedans. So hoor my hart, daar's 'n uitnodiging dat jy eerstehands 'n ontmoeting met die Heilige Gees kan hê, in sy heilige woord, sodat hy met krag in jou lewe kan werk. Hoekom is hierdie vereiste in Johannes 15 vers 7, as my woorde in jou bly, so belangrik? Want dis 'n belangrike kernpunt. Jy het geloof nodig om tot Jesus te nader in kragtige, intieme gebed, waar jy op daai plek kan kom om vrymoedigheid vir hom vir enigiets te vra. Geloof. Jy sien, geloof is jou enigste koppeling met Jesus Christus. Dit is die lewensaard tussen jou en Jesus. Jou geloof. Jy is nie gekoppel en verbind aan Jesus deur assosiasie met ander gelowiges, of deur jou kennis, of deur jou kerk nie. Alleenlik deur jou persoonlike geloofsoortuiging, geloofsontmoeting en aktiewe geloof in Jesus Christus as jou redder. Dis jou koppeling met hom. Hebreërs 10 vers 19 tot 22, broers, ons het dis vrymoedigheid deur die bloed van Jesus, om in te gaan na die heiligdom, langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam, en ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Jakobus 5:15. Die gelowige gebed sal die sieke gesond laat word en die Here sal hom weer oprig. Johannes 14:12 tot 14. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader gaan.
En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wat hoor ons? Die krag lê in die geloof waarmee na die Vader genader word. Wat my los met die vraag is, hoe lyk die kondisie van ons geloof regtig? En daarom sê Paulus in 2 Korinte 13 vers 5, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Toets julleself. Nou is die ding, Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hier is ons terug by die bron van lewe, van alles, die woord van God. Geloof val nie uit die lug uit nie. Jou geloof gaan nie maar net vermeerder nie. Geloof kom deur die woord van God. God gee dit vir jou. Dis sy geskenk. Maar hier is my woord, sê die Here. So wat doen Jesus? Jesus gee vir ons sy woord. Hy het gekom, hy het vir ons sy woord gegee, hy het aarde toe gekom, gesterf vir ons om lewe te hê en hy het vir ons sy woord gegee. Hoekom? Sodat ons geloof kan ontvang in hom. Hoekom? Sodat ons in 'n eenheidsbandverhouding in intimiteit met hom kan lewe. Hoekom? Sodat ons kan deelneem aan die rykdom van die hemele wat hy vir ons oopsluit. Hoekom? Sodat ons met krag sy lewe aan 'n verlore wêreld kan wys. Hoekom? Want so lief het God die hele wêreld gehad. Die hele wêreld. Alles kom uit liefde. Maar alles begin by die woord van God wat 'n tuiste in ons lewens moet kry. Dis 'n boek van liefde met 'n motivering en 'n toekoms van liefde wat in ons hand is. Dis 'n liefde vir ons, maar liefde vir 'n mensdom wat sonder hom sterf. Markus 4 vers 35 tot 41 lees ons die baie bekende verhaal van Jesus wat die storm stil maak. Nou ons onthou, ons ken hierdie verhaal vir die storm, vir Jesus wat slaap en die disippels wat skarrel. So julle die mekaar speel wat daar op die bootjie afspeel, terwyl Jesus slaap. Maar alles wat afspeel in hierdie verhaal, begin by Jesus se woorde aan sy disippels in vers 35 waar hy vir hulle sê, kom, ons gaan oorkant toe. Jesus se woorde gee 'n opdrag en dit bevat rigting, visie en bestemming. Net soos Psalm 119 vers 105 bevestig, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Nie miskien nie, dit is. Die woord van Jesus gee rigting, gee bestemming, gee visie, gee hoop. Nou, is die disippels, hulle gehoorsaam Jesus se woord, hulle klim in die bootjie, hulle staan, hulle neem vir Jesus saam en daar gaan hulle. En toe kom die storm. En die storms kom oor ons almal en deesdae kom die storms uit allerlei rigtings, gelyktydig somme. Jy voel of die storms groter raak. 'n Gesin is deur 'n onsaglike storm 2 weke terug in ons midde. Die storms kom, ons kan nie wegkom van die storms nie. Maar in die krisis van daai storm het die disippels Jesus se woorde vergeet wat hy vir hulle gesê het. Daai woorde van Jesus verdwyn in die geraas van die golwe en die wind wat om hulle plaasvind. En dit terwyl Spreuke 30 vers 5 sê, elke woord van God is gelouter. In Engels, every word of God is flawless. It proves true. Die woord van God is standvastig. Dit staan vas. As hy dit gesê het, dan sal dit so wees. Amen. En Jesus, en hier is die deel van hierdie verhaal. Jesus kom wys sy vastigheid, sy absolute sekerheid in hierdie woorde wat hy vir sy disippels gesê het. En hy kom beklemtoon dit deurdat hy gaan slaap.
Want hy wakker word, is hy nie oorweldig. O, jene, waar kom hierdie storm? Hy is nie verras nie, Jesus het geweet. Daar kom 'n storm. En daarom het hy die woorde aan die begin vir hulle duidelik gesê, kom ons gaan oorkant toe. En hy gaan beklemtoon sy rustigheid en sy standvastigheid in sy eie woord, deurdat hy gaan slaap. Nou nadat Jesus die storm stil maak, dan vra hy vir sy disippels, het julle nog steeds nie geloof nie? Jy sien, Jesus was by hulle. Hy was by hulle in die bootjie. Jesus is by ons. Hy's by ons die heeltyd, altyd, ons weet dit. Hy is by ons. Maar die disippels het nie gebly in sy woord nie. Want hulle het nie in geloof werklik daai woord 'n tuiste in hulle gegee nie. Hulle het nie daai woord ontvang en verwelkom en sê, ons gaan die oorkant bereik nie. Want Jesus het so gesê nie. En omdat daai woorde van Jesus nie werklik 'n tuiste in hulle gevind het nie, wat het gebeur? In daai storm, toe vorm hulle eie opinie, dat hierdie storm gaan ons dood beteken. Hulle eie opinie. En weet wat doen dit? Hulle eie opinie raak so sterk by hulle, dat die woorde van Jesus net heeltemal geïgnoreer word, dit heeltemal uit die pad uitstoot. Hoe baie is dit, ons lees 'n bemoedigende skrif en dan kom die aanslag en dan, maar hierdie is wat gaan gebeur. Eie opinie neem oor. Jy sien, is die uitdaging van vandag ook, dinge gebeur om ons, goeie dinge, slegte dinge, storms kom, dit gaan woes. Ons vorm ons opinies en ons neem beheer van die situasie en ons maak besluite en ons hardloop na AI toe mos nou vir alles deesdae. Ons hardloop na AI toe vir antwoorde, vir oplossings, selfs vir rigting. En wat doen ons? Ons doen wat AI vir ons sê. Ek werk baie met AI. Maar vir my is dit artificial intoxication. Laat ek nou nie verder daarin ingaan nie. In dit alles, is die konfronterende vraag, soek ons nog werklik na Jesus se inspraak? Jy sien met sy inspraak, kom nie sommer net soos AI 'n knoppie druk en okay, so is alles wat jy moet doen nie. Dit julle is ons grootste uitdaging voor ons, hoor wat ek vir julle sê. AI kan 'n hele diens aan mekaar sit met 'n preek, presies. AI kan dit doen, alles. Soek ons nog werklik na Jesus se inspraak, want dit kom nie met 'n klik van 'n knoppie nie. Dit kom met tyd in die woord en dit gaan nie verander nie. Maar ek sê vir jou, dit het lewe. Soek ons sy woorde. Want Spreuke 3 vers 6 sê en sal nooit verander nie. Ken hom in alles. Ken hom in al jou weë. Nie sekere weë nie. Net daar waar AI nie vir jou antwoorde gee nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Dis 'n belofte van die Here wat vas staan. Maar ken ons hom, ken ons sy woorde. Gaan soek ons dit. Matteus 22 vers 29 sê Jesus, 'n mens dwaal en mis sy krag. Omdat jy sy woord, dit wat hy sê, nie ken nie. Ons baie keer eie rede hoekom ons verdwaal. En hoekom ons sy krag nie ken nie. Want ons ken nie sy woord nie, wat weer eens bevestig dat die krag is 'n uitvloeisel van sy woord wat geken word, wat 'n tuiste vind. Ek sluit af. Wie se woorde is besig om 'n tuiste in jou lewe te vind? Is dit jou eie woorde? Is dit die leuns van die vyand? Is dit dan nou AI se woorde? Is dit jou beraader of sielkundige se woorde? Of is dit Jesus se woorde? Wie se woorde is besig om in jou 'n tuiste te vind? Julle, as ons wil vas staan in hierdie stormagtige wêreld waarin ons leef,
'n wêreld wat uitmekaar val, wat agteruit gaan, wat volgemors is, as ons wil vas staan in hierdie wêreld. Dan gaan ons moet staan in Jesus se woord. Maar om te kan staan in Jesus se woord, moet Jesus se woord eers staan in ons. Sy woord moet 'n tuiste vind in ons lewens. Sy woord moet kom woon in ons. It is time to draw near and abide in his word. Dit is tyd dat ons weer die woord opneem. Die swaard uit sy skede haal. En aanskou die werke van die Here deur sy woord. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het. Om 'n generasie te wees wat sit met die volheid van die woord in ons hande. Here, wat met vrymoedigheid die woord enige tyd kan opneem. En daarin te kan lewe. Daaruit te kan lewe. Here, ek kom bid dat ons net sal opnuut besef, Here, in 'n tyd waar die wêreld so te mekaar is, Vader. Here, dat ons nie in ons eie opinie sal verval met wat ons dink die antwoorde is. Wat ons dink nodig is nie. Maar Here, dat ons werklik waar 'n gemeenskap sal wees, Here, wat die woord opneem en gaan soek in die woord, Here, na u inspraak. En Here, dat u ons so spesifiek sal lei elke dag, Here Jesus, dat ons lewe met krag gevul sal wees. Maar ek kom bid, Vader, dat die woord 'n tuiste in ons lewens sal. Ek kom bid, Vader, dat ons 'n honger na u woord sal kry, Here. Want ons is dalk al so versadig in ons gedagtewêreld deur die woord wat geplant is. Maar Here, kom help ons deur die Heilige Gees om hierdie woord te ontvang wat geplant is. Here, om hom te verwelkom in ons lewens. Dankie daarvoor, Jesus. Ons loof en prys U naam.